Broers en susters, hoekom bid ons vir ons kos? Is dit net 'n gewoonte of is daar iets diepers daarin versteek? Vandag kyk ons na wat beteken dit dat alles wat God geskape het rein is en waarom ons dit met danksegging moet ontvang. Kom ons lees in 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Tot sover. Nou geliefdes, Paulus praat hier weer oor die dwaalleraars, spesifiek die gnostisisme. Nou hierdie valse leraar sê dat alles wat aards is sleg en alles wat geestelik en hemels is goed. Volgens hulle moes mense verlossing verdien deur die stoffelike dinge te verwerp en die geestelike lewe te lei. Hulle het selfs gesê mense moenie trou nie want dit is aards. Paulus behandel dit kort want hy het eintlik al reeds in sy brief Korintiërs hierdie saak verduidelik. Nou oor die voedsel sê Paulus baie. Hy verwys na die Joodse gebruik van rein en onrein diere en beklemtoon dat gelowiges vry is om alles te eet, solank dit met danksegging gebeur. Alles wat aards is nie sleg nie, want God het dit geskape. God het alles goed geskape, soos wat hy in Genesis 1 sê. Maar met die sondeval het alles egter nie so gebly nie. Maar God het in sy genade het hy sommige diere vir die mense gegee as rein, sodat daar iets is wat hulle kan eet. Met Jesus se koms het alles egter verander. Jesus sê self in Markus 7 vers 18 en 19, dat dit nie gaan oor dit wat in die maag ingaan nie, maar dit gaan oor die hart. Jesus se oorwinning bring ons nader aan die woorde in Genesis 1 vers 31 oor alles wat God geskape het. Dit was baie goed. Vandag beteken dit vir jou en ons, jou reinheid en God se guns word nie bepaal deur wat jy eet en drink nie, maar deur sy liefde. Alles wat God geskape het hy goed en rein gemaak. Die sonde het veroorsaak dat dit onrein geword het. Maar Jesus se kruisiging, daar het hy alles weer rein gemaak. Nou, wanneer ons vir ons kos bid, doen ons dit nie net uit gewoonte nie. Ons vra juis die seën van die Here oor daardie kos. En ons bring dankbaarheid en ons bewys ons dankbaarheid dat ons hierdie kos kan eet, want dit is rein gemaak deur die Here. Maar dat alles wat God geskape het, is deur sy genade rein en goed. En dit herinner ons aan sy liefde en die volmaakte reinheid wat ons in Jesus Christus ontvang. Daarom, broers en susters, ons moenie vaskyk in twiste en fabels en van wat ons mag eet en wat ons nie mag eet nie. Kom ons buig ons hoofde en ons bid tot die Here. Hy seën, hy maak rein. En ons vra vir die Here, selfs vir ons kos en elke aspek van ons lewe. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, ons dank U dat ons weet dat ons nie hoef bekommerd te wees meer oor wat rein en onrein is nie. Want U seun Jesus Christus het die goeie wat in Genesis 1 vir ons gegee is, weer kom herstel op Golgotha.
Laat ons in sy opstanding elke keer as ons na 'n bord kos kyk, herinner word aan die genade van ons Here Jesus Christus, en dat ons vra vir die seën, en dat ons dankbaarheid aan U bewys, nie net dat ons kos het nie, maar dat daardie voedsel gereinig is vir ons deur die oorwinning van Jesus Christus oor hierdie sondige wêreld. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.